Stofvering. Jaar 4. Kwartaal 2. Leerpapier. 1. Verskillende soort banke. 1.1 Verskillende tipes banke geklassifiseer volgens funksie. 1. Ottoman. Die ottoman word typies as 'n koffietafel gebruik en in ander lande is dit bekend as 'n voetbank. 2. Armleningsstoel. Armleningsstoele kom in alle vorms en groottes voor. 3. Lafseat liefiebank, 2 sitplek. Die liefiebank is omtrent dieselfde as 'n bank, behalwe dat dit kleiner is. 4. Seksiebank. Seksie-modulêre banke is 'n ander tipe bank, of moontlik 'n kombinasie van bankstukke wat saamgesit is om die uiteindelike sitkamersitplek te skep. 5. Bedbank, sofabed. Alhoewel dit nie almal se gunsteling is nie, dien die bankbed 'n dubbele funksie vir huise wat graag gaste oor het. 1.2 Tipe ruglenings van banke. 1. Reguit ruglening. Die algemene definisie is wanneer die ruglening van die bank gelyk is met die hoogte van die armlenings. 2. Hoë rugleningbanke. In teenstelling met die reguit regbank, definieer ons die hoë rugbanke as bloot 'n ruglening wat nie gelyk is met die armlenings nie. 3. Ronde rugleningbanke. Nou hier is een wat beslis minder algemeen is as die ander basiese vorms. 4. Chamelbak banke. Sommige mag dit as 'n antieke styl beskou, maar dit is eintlik vandag nog baie gewild, selfs na 300 jaar. Die nadeel is dat dit 'n stuk is wat beslis weer gestoffeer moet word, sou dit vuil word. 5. Wingbak banke. Nog 'n klassieke tipe bank wat in baie luukse huise gevind kan word. 6. Barrelbak banke. 'n Baie eenvoudige banktipe wat gepas genoem is, aangesien die kromming van die rug tot by die arm strek. Die hele bank of stoel lyk uiteindelik soos 'n vakkie. 2. Wet op gesondheid en veiligheid. 2.1 Wetlike vereistes. 1. Toesig oor masjinerie. Die werkgewer of gebruiker van masjinerie moet bevoeg wees. 2. Beskerming van masjinerie. Elke werkgewer of gebruiker van masjinerie moet verseker dat alle masjinerie wat deur hom gebruik word, geskik is vir die doel waarvoor dit gebruik word. Dit moet op so 'n wyse geïnstalleer, bedryf en onderhou word dat die blootstelling van persone aan gevaarlike of potensiële gevaarlike toestande of omstandighede voorkom word. 3. Bedryf van masjinerie. 'n Werkgewer of gebruiker van masjinerie moet verseker dat elke persoon wat gemagtig is om masjinerie te gebruik ten volle bewus is van die gevare daaraan verbonde en vertroud is met die voorsorgmaatreëls wat getref of nagekom moet word om sodanige gevare uit te skakel. 4. Rapportering van insidente in verband met masjinerie. Elke voorval waarin a. die breek of mislukking van enige deel van masjinerie gelei het tot 'n vallende of vlieiende voorwerp. B. Masjinerie buite beheer geraak het as gevolg van die mislukking van 'n kontrole of veiligheidstoerusting en kon 'n besering veroorsaak het aan 'n persoon wat op of in sodanige masjinerie vervoer is of in die omgewing daarvan was, of die breek of mislukking van enige deel van masjinerie waarin gas onder druk is, het gelei tot die skielike vrystelling van sodanige gas, moet onmiddellik deur die betrokke werkgewer of gebruiker van masjinerie aan 'n inspekteur gerapporteer word. 2.2 Omgewingspraktyke. 1. Termiese vereistes. Geen werkgewer sal 'n werknemer vereis of toelaat om in 'n omgewing oor 'n tydperk van 4 uur in minder as 6 grade Celsius te werk nie. 2. Beligting. Elke werkgewer is verantwoordelik vir elke werksplek wat verlig moet word. 3. Vensters. Die vensterbanke is nie hoër nie en die vensterkoppe is nie laer as 1,5 meter bokant die vloervlak van die vertrek nie en sorg vir behoorlike beligting. 4. Ventilasie. 'n Werkgewer moet verseker dat elke werksplek in sy onderneming op natuurlike of meganiese wyse geventileer word. 5. Huishouding. 'n Gebruiker van masjinerie moet voldoende vrye en onbelemmerde spasie by elke masjien voorsien en in stand hou om dit moontlik te maak om werk sonder gevaar vir persone uit te voer. 6. Brandvoorsorgmaatreëls. Ten einde die ontruiming van 'n werksplek in geval van 'n brand te bespoedig, moet elke werkgewer verseker dat enige noodontsnappings deur uit enige vertrek of gang so gehang word dat dit na buite oopmaak en vrygehou moet word en maklik en vinnig van binne oopgemaak kan word om vinnige en maklike ontruiming te verseker. 2.3 Veiligheid en goeie huishouding. 'n Veilige en goed georganiseerde werkswinkel.
As 'n werkswinkel 'n veilige en doeltreffende werksplek wil wees, moet dit goed georganiseer wees en leerlinge moet alle gesondheids- en veiligheidsvoorligting regulasies volg. Goeie gedrag en 'n positiewe houding teenoor werk is ook noodsaaklik. Goeie voorbeelde van veiligheid en werkswinkelorganisasie word deur die letters aangedui. 2.4 Karaktereienskappe van 'n goed georganiseerde en veilige werkswinkel. A. Hoë standaard van beligting. 'n Werkswinkel moet goeie beligting hê. 'n Swak beligte werkswinkel is gevaarlik, veral wanneer masjiene en gereedskap in gebruik is. Beveilig geslote stoorkamers het dikwels gespesialiseerde rakke en rakstelsels wat materiaal, gereedskap en toerusting in plek hou. Gestapelde gereedskap. Wanneer gereedskap nie gebruik word nie, moet dit weg van die werkarea gebêre word. Gereedskap wat in die werksarea rond lê, is 'n gevaar vir struikel. 'n Netjiese werksbank hou altyd die werkbank vry van gereedskap en toerusting wat nie in gebruik is nie. 'n Onnetjiese bank kan daartoe lei dat gereedskap van die boonste oppervlak afgeslaan word. Dit is moeilik om doeltreffend of veilig te werk as jou werksbank slordig is. Sakke wat in 'n kas gebêre word, sakke wat in die werksarea gelaat word, is 'n struikelgevaar. Hulle is geneig om in die pad te staan van mense wat gereedskap en toerusting uit 'n stoorkas haal. 'n Goed georganiseerde gereedskapskas. Wanneer gereedskap behoorlik georganiseer en gestoor word, is dit maklik om te sien en bymekaar te hou. Gereedskap moet weggesit word wanneer dit nie gebruik word nie en aan die einde van die les. Jasse ophangers. Jasse moet aan hangers gehang word of weg van die werkarea gebêre word. Jasse ophangers. Jasse moet aan hangers gehang word of weg van die werkarea gebêre word. Besems en borsels vir die skoonmaak van die werkswinkel. Tydens 'n praktiese les sal daar tye wees wanneer opruiming vereis word. Hou die banke en vloer vry van rommel. 'n Georganiseerde werkswinkel is 'n netjiese werkswinkel. Geen rommel op die vloer, afvalmateriaal, afvalstukkies en stof moet van die vloer af opgevee word. Dit is maklik om 'n enkel op 'n klein stukkie afvalmateriaal te sook. Veiligheidsplakkate word duidelik vertoon. Veiligheidsplakkate moet duidelik op die mure vertoon word. Inligting moet ook langs elke masjien geplaas word. Dit is 'n wetlike vereiste. Slegs personeelarea duidelik aangedui. Daar kan 'n stoorarea of voorbereidingskamer wees wat by die werkswinkel. 3. Stofwering gereedskap en persoonlike beskermende toerusting. 1 kramverwyderaar of 'n taklifter om spykertjies of krammetjies van stoele af te lig sonder om die raam te beskadig. 2 Staalliniaal. Gebruik een met imperiale en metrieke eenhede aangesien sommige materiaalhandelaars die een of die ander meetstelsel kan gebruik. 3 Stofmasker. Gebruik 'n stofmasker om stof uit jou neus en mond te hou. 4 Sker. Swaardiensker of skaapsker dra ekstra gewig in die lem wat handmoegheid en krampe in lang tydperke van gebruik verminder. 5 Nitshandskoene. Handskoene sal jou vaardighede vir baie stofferingstake benadeel, maar om die ou stoffering te stroop of lywiger meubelstukke te verskuif, sal dit ver gaan om jou hande te beskerm teen splinters, snye en selfs eelte. 6 Merkruit. Een van vele merkinstrumente wat handig te pas sal kom in stoffering. Word gebruik om materiaal te merk voordat dit gesny word. 7 Buigsame materiaalmaatband. Word gebruik vir die meet van stoelonderdele, waarvan sommige gebo kan wees en presiese afmetings vereis. Word ook gebruik vir die afmeet van materiaal, webbing, swyswerk, ens. 8 Pneumatiese ligkramgeweer. Die werkkessel van die professionele stofweringswinkel. Word gebruik om materiaal, spons of webbing aan 'n raam vas te kram. 9 L-vormige winkelhaak. Word gebruik om die vierkantigheid van hoeke uit te merk, te meet en te toets. Hulle is relatief swaar, so hulle help ook om materiaal af te weeg wanneer dit gemeet of gemerk word. 10 Koordlose boor. Word gebruik om skroewe doeltreffend te verwyder en te vervang. 'n Stel van 15 tot 18 boorpunte behoort jou in staat te stel om die meeste take aan te pak. 11 Broodmes. Gebruik om spons te sny. 12 Skierpapier. Gebruik om materiaal van oppervlaktes te verwyder of om dit gladder te maak ter voorbereiding vir verf of klering. Gebruik saam met staalwol vir die beste resultate. 13 Voorskoot. Word gebruik om jouself te beskerm teen stof, vlekke, verf en enige iets anders wat kan val en op jou klere beland.
14 selfintrekkende maatband. Natuurlik gebruik om omtrent enigiets mee te meet en kan maklik in 'n sak of gereedskapstel gedra word. 15 G-klamp. Nuttig vir die beveiliging van raamherstelwerk. Dit is soos om 'n baie sterk paar hande te hê. 4 Meet. Meet met 'n staalliniaal en 'n maatband van staal en materiaal. Staalliniaal word gebruik om kleiner reguit dele van materiale te meet. Maatband van materiaal om kurwes te meet. Maatband van staal word gebruik om groot stukke hout en ander groot stukke materiale te meet. 5 Berekeninge. 5.1 Omskakeling van sentimeter na millimeter en millimeter na sentimeter. 10 centimeter is gelyk aan 10 maal met 10 wat gelyk is aan 100 millimeter. 100 millimeter is gelyk aan 100 gedeel deur 10 wat gelyk is aan 10 centimeter. 5.2 Berekening van oppervlakte. Oppervlakte is gelyk aan lengte maal met breedte. Is gelyk aan 5 meter maal met 2 meter. Is gelyk aan 10 vierkante meter. Oppervlakte is gelyk aan lengte maal met breedte. Is gelyk aan 4 meter maal met 4 meter. Is gelyk aan 16 vierkante meter. 5.3 Bereken koste. Bereken deur alles saam te plus alles wat jy moes koop en betaal om die produk te maak. Hout R25. Skroewe R6. Skuurpapier R5. Spons R30. Sponsgom R5. Materiaal R25. Krammetjies R5. Hier R15. Elektrisiteit R10. Totaal R126. 6 Tegniese tekeninge. Sy aansig. Sien die produk direk van die kant. Vooraansig. Sien die produk direk van vooraf. Agteraansig. Sien die produk van agteraf. Boaansig. Sien die produk direk van bo.